Eksodus, hoofstuk 16. Nadat die Israeliete van Elim af weggetrek het, het hulle op die 15de dag van die tweede maand, nadat hulle uit Egipte getrek het, in die Sinwoestyn tussen Elim en Sinaï aangekom. Die Israeliete het toe teenoor Moses en Aaron begin kla en gesê, die Here kon ons liewer in Egipte doodgemaak het, toe ons nog volop vleis en brood gehad het om te eet. Maar nou gaan ons van die honger dood, omdat julle ons na hierdie woestyn toegebring het. Die Here het toe vir Moses gesê, ek sal vir julle brood vanuit die hemel laat neerreën. Die volk moet dan elke dag se brood volgens maat insamel. Dan sal ek weet of hulle my reëls en regulasies nakom. Maar op die 6de dag moet hulle 'n dubbele porsie insamel en voorberei van wat hulle daagliks eet. Moses en Aaron het toe vir al die Israeliete gesê, teen vanaand sal julle sonder twyfel weet dat dit die Here is wat julle uit Egipte gelei het. Kyk, môre, wanneer die son opkom, sal julle die heerlikheid van die Here ervaar. Hy het gehoor hoe julle teen hom uitvaar, want ons is niks dat julle so teenoor ons gekla het nie. Môre sal die Here vir julle genoegsame brood gee om in die oggend te eet en vleis om saans te eet, want hy het julle klagtes teen hom gehoor. Julle het nie oor ons gekla nie, maar oor die Here, want wie is ons nou eintlik? Toe sê Moses vir Aaron, jy moet vir al die Israeliete sê om nader te kom voor die Here, want hy het hulle gekla gehoor. Toe Aaron klaar met die hele vergadering gepraat het, het hulle in die rigting van die woestyn gedraai en die heerlikheid van die Here in 'n wolk sien verskyn. En die Here sê vir Moses, ek het gehoor hoe die Israeliete kla. Jy moet vir hulle sê, net voor sononder sal julle vleis hê om te eet, en met sonsopkoms sal julle oorgenoeg brood hê om te eet. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is. En teen die aand het daar kwartels aangevlieg gekom en die hele kamp vol gaan sit. Die volgende oggend was daar 'n doulaag rondom die kamp. Toe die dou in die son verdamp het, sien hulle op die grond iets wat soos fyn korreltjies ryp lyk. Die Israeliete het nie geweet wat dit was nie. Daarop vra hulle vir mekaar, wat is dit? Moses antwoord hulle toe, dit is die brood wat die Here gesê het hy vir julle sal gee om te eet. Die Here het die volgende bevel gegee, julle moet dit insamel volgens die aantal mense in elke huisgesin. Samel 'n omer of ongeveer 2,2 liter per persoon in en neem dit dan na julle tente. Die Israeliete het presies gedoen wat Moses hulle beveel het. Die een het baie en die ander het min ingesamel. Maar toe dit met die omer gemeet is, het die persoon wat baie bymekaar gemaak het, nie te veel gehad nie. Die persoon wat min bymekaar gemaak het, het ook nie te min gehad nie, want elkeen het presies bymekaar gemaak wat hulle nodig gehad het om te eet. Moses het hulle toe beveel, julle mag niks daarvan laat oorbly tot die volgende oggend nie. Maar daar was mense wat nie na Moses geluister het nie en daarvan oorgehou het tot die volgende môre. Toe begin dit stink en raak vol wurms. Moses was baie kwaad vir hulle. Elke oggend, dag na dag, het hulle ingesamel wat elke persoon kon eet. Wanneer die son egter begin warm word, het dit gesmelt. Op die 6de dag het hulle 2 omer per persoon ingesamel, 'n dubbele porsie brood. Die volksleiers het dit aan Moses gerapporteer. Toe antwoord Moses hulle, dit is wat die Here beveel het. Môre is 'n rusdag. Dit is 'n heilige Sabbat vir die Here. Vandag moet julle bak en kook wat julle wil bak en kook. Dit wat oorbly, moet julle wegbêre vir môre. Hulle het gedoen presies soos Moses hulle beveel het, en dit wat oorgebly het, weggebêre tot die volgende oggend. Dit het nie wurms ingekry of begin stink nie. Moses sê toe, julle moet dit vandag eet, omdat vandag 'n Sabbat van die Here is. Daar sal nie vandag enige brood in die veld wees om op te tel nie. Vir 6 dae in die week kan julle dit optel in die veld, maar die 7de dag sal daar niks wees om op te tel nie, omdat dit die Sabbat is. Daar was egter mense wat op die 7de dag uitgegaan het om brood in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Daarop sê die Here vir Moses, hoe lank gaan julle weier om my reëls en regulasies na te kom? Julle moet verstaan dat die Sabbat deur die Here vir julle gegee is. Daarom word 'n dubbele porsie brood op die 6de dag deur hom gegee. Julle moet nou net daar by julle tente bly op die 7de dag. Toe het die volk op die 7de dag gerus. Die Israeliete het dit manna genoem, wat is dit hierdie beteken? Dit het soos wit koriandersaad gelyk en geproe soos heuning.
Toe het Moses gesê, die Here het bevel gegee en gesê, julle moet 'n omer vol van die brood bewaar vir julle nageslag. Hulle moet die brood sien wat ek vir julle in die woestyn gegee het om te eet, nadat ek julle uit Egipte gelei het. Daarop het Moses vir Aaron gesê, jy moet 'n omer vol van die brood vat en in 'n kruik wegsit. Plaas dan die kruik in die teenwoordigheid van die Here, sodat dit vir die nageslag bewaar kan word. Aaron het toe presies gedoen soos wat die Here by monde van Moses beveel het. Hy het dit voor die getuienis gesit vir bewaring. Totdat hulle by bewoonde gebied aan die grens van Kanaan gekom het, het die Israeliete manna geëet. Dit was 'n volle 40 jaar lank. 'n omer, ongeveer 2,2 liter, is die 10de van 'n eva.